is nog min, maar ek glo ons gaan lekker saam sing. Kom ons loof die Here. Ons kan nie anders as om dit te doen na so 'n wonderlike Kerstyd wat ons saam met ons geliefdes kon deurbring en waar ons kon terugdink aan die rede waarvoor Christus na die aarde gekom het. Ons gaan begin met lied 280, Here Redder groot en magtig. Ons volgende lied, O wat 'n vreugde in ons harte. Ons volgende lied is 'n danklied. Kom dank nou almal God. O
En dan, nadat ons hom gedank het, kan ons sing van vreugde. In U is vreugde. Volgende lied, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons laaste lied vanoggend, dis bring lof aan die Vader, ons sing al 3 verse.
Baie dankie, dit was heerlik. Ons verwelkom vir Dr. Johan Dill op die kansel, wat vir ons ook die afkondigings gaan doen. Baie dankie vir die voorsang, Annie. En ons oralis, ons sê vir haar ook besonder dankie vir die mooi spel. Dit is net enkele afkondigings. Ons sê vir u hartlik welkom vandag. Die eerste Sondag na Kersfees. En ons sien, u is almal hier by mekaar. En vandag is ook 'n baie spesiale dag, aangesien hier 'n kindjie ten doop gebring gaan word, Hanro Gideon van Skalkwyk, so ons sien ook baie uit na die doop. Net enkele afkondigings. Ons vra voorbidding vir mense wat gehospitaliseer of siek is. Wenna Vermeulen van Franskraal, Nelmarie van der Walt van Franskraal en ook alle bejaardes in Herberg aan See. En dan ons innige medeleier gaan aan Peer Sprender van Franskraal wat oorlede is, as ook Bessie Esterhuizen wat oorlede is van Gansbaai. Ons wil vir die naasbestaandes en geliefdes almal ons innige medelee betuig en vertrou dat hulle elke dag die troos van ons liewe Heer mag ontvang. Dan het die entrepreneursgroep van die kerkraad gevra, ek moet asseblief nie vergeet nie, want dit is 'n baie belangrike item op die kerkalmanak, naamlik die golfdag wat op die 3de Junie gehou word hierso by Franskraal. Ag Januarie. Die 3de Junie, Januarie. As deel van die bediening van die golfdag dan plaas by die Klein Baai golfbaan en inskrywings kan gedoen word by die golfklub self. Die formaat is Better Ball American Scramble. Nou, as daar navraag is, kan jy ook met Dominee Dirk van Dijk skakel. Hy kan u verdere inligting gee. Ons hoop, daar gaan baie mense wees wat deelneem en dit ook baie geniet. Dan het u die dienste verder daar, soos u sien, die oujaarsdiens op die 31ste Desember by Gansbaai Kerk is Dominee William Rocher en dan al by 1800 uur by Pearly Beach is Dominee Henny Basson en dan die ander dienste vir Januarie is ook vir u aangedui. Geliefdes, terwyl ons voor God versamel is, kom ons sit net so en dan sing ons die aanvangslied, liedboek 175 vers 1. Yes.
is nou ja, die besluit is dat ons nie vanmôre lekkertjies uitdeel nie. Dit gebeur eers weer in die nuwe jaar. So jy kan maar uitsien daarna in die nuwe jaar. Wat ek wel gaan doen, is om vanmôre nog kersse aan te steek en u is ook welkom. As u 'n kers wil aansteek vir iemand, kan u kom 'n kers aansteek en dit is nogal betekenisvol want ons dink dan spesifiek ook aan daardie persoon of persone. So die eerste kers wat ek aansteek vanmôre is vir klein Hanro Gideon wat vanmôre gedoop word. Spesiale kers vir hom en vir sy ouers. En dan steek ek 'n kers aan vir almal wat voorbinding nodig het. Ons het vanmôre gehoor dat daar verskeie mense is wat voorbinding nodig het. So ons steek graag ook 'n kers vir hulle. Dan wil ek graag ook 'n kers aansteek vir ons land en sy mense. Ja, ons land het sy eie uitdagings. Ons het nou pas deur 'n klomp brande gegaan hier in die Wes-Kaap. En ek dink daar's nog steeds plekke wat brand. Ons sê vir die Here dankie vir sy uitkoms dat dit darm nie enige menselewens geëis het nie, maar ons dink ook aan mense in KwaZulu-Natal wat onder verskriklike storms deurgaan en so ook in die noorde van ons land. So ons dink besonder aan daardie mense ook vanmôre. Dan wil ons graag ook die wêreld in sy nood ook. Wag, laat ek daai kers doodmaak. Hom los. Hy's 'n kers wat ek vir iemand anders los. Hier kom hy. So ek steek graag 'n kers aan vir die wêreld in sy nood. Oral oor die wêreld is daar nood en bekommernis, mense wat ly en swaar kry. Kom ons dink ook aan hulle in ons gebede. Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarom, geliefdes, vanmôre, ons is nie hier omdat ons self besluit het om hier te wees nie. Genade vir julle van God, ons Skepper, wat vir ons skuiling bied. Van Jesus Christus wat ons voed en troos en wat ons verlosser is. En van die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Dit is hy wat julle groet met sy seun vanmôre. Kom ons staan nou. Ons het lank genoeg gesit. Kom ons staan en ons sing van loflied 203 verse 1, 2 en 3. Ons
so pragtig sing, dis werklik besonder. Dankie ook vir die orgelis. Ons wil vanmôre vir ons verootmoedig voor die Here. Ons kan nie hier in sy teenwoordigheid wees as ons nie ons ook voor hom verootmoedig nie. En ek lees vir u uit Micha 6, die ou teks wat ons wil herinner aan waaroor dit eintlik gaan in ons geloof. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied en dat jy liefde en trou sal bewys en dat jy bedagsaam sal lewe vir jou God om die Here te dien. Dit is wysheid. As ons nou mooi geluister het na die teks, dan het ons voor hom verootmoedig vir die tipe lewe wat hy wil hê ons moet lei. En ons kan nou ook sy genade bely deur saam te sing van Liedboek 510 verse 1 en 4. Geliefdes, ons gaan dan nou oor daardie bediening van die doop. Voordat ek die ouers vra om voor die kansel te verskyn, gaan ek eers aan ons die formulier voorhou en 'n gebed doen en daarna kan die ouers voor die kansel verskyn. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy apostels die opdrag gegee tot die doop, toe hy gesê het: gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die doop in die naam van die drie-enige God betuig dat God die Vader sy ewige verbond van genade met ons bevestig en ons tot sy kinders en erfgename aanneem. En die doop in die naam van God die Seun verseël aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons in gemeenskap met sy dood inlyf. Die doop in die naam van God die Heilige Gees verseker ons dat hy in ons as lede van die liggaam van Christus woon, ons al die weldade in Christus deelagtig wil maak, ons wil lei, troos en ewig by ons bly. Nou, die mense in die Ou Testament het nie die doop gehad nie, maar hulle het wel die besnydenis gehad. Maar die doop is dan die teken van die genadeverbond en die bedeling van die Nuwe Testament.
Nou, hoewel ons kinders nog klein is en nie al hierdie dinge verstaan nie, word hulle nie van die doop uitgesluit nie, want dit is 'n genadeverbond, wat ons ontvang sonder dat ons iets daarvan verdien. So, ek gaan dan nou vra dat die ouers voor die kansel sal verskyn, en dan sal ek ook afkom ondertoe, dan kan ons net eers 'n gebed doen. Doopouers is Erik van Skalkwyk, Anja van Skalkwyk, en die doopeling se naam is Hanro. En dan is daar nog 'n klein ander rakker, wat sy naam nou is? Ivan. Okay. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U ons en ons kinders deur die bloed van Jesus van al ons sondes reinig en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die gemeente inlyf. Ons dank U dat U hierdie waarheid met die doop aan ons en ons kinders bevestig. Daarom vra ons, seën ook vir ons vanmôre, wanneer ons getuies is van dit wat U deur die doop aan ons doen. Amen. Erik, Anja, ons het in die doopkategese gepraat, maar ek vra weer die 3 vrae. Eerstens, bely U dat wel ons kinders in sonde gebore is, hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy kerk gedoop behoort te word. Ja. Tweedens, bely U dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof en ook dit wat in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en is dit U voorneme om hierdie kindjie waarvan U die vader en die moeder is, in hierdie leer en na U vermoë te onderrig en te laat. Ja. Baie dankie. Gaan jy hom vashou. Hanro Gideon van Skalkwyk, ek doop jou in die naam van God die Vader en in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Goed, ons is dankbaar dat ons die doopgeleentheid kon doen saam met julle, maar nou het ons ook 'n kerkraadslid, ons hoofouderling en hoofdiaken wat graag aan julle iets wil oorhandig. Dankie. Ek kan maar net noem dat die dag toe my dogter, wat nou ook hier sit vandag, gedoop is hierso, toe het my skoonpa gesê, en dan toe die suidoosterwind verskriklik gewaai, toe het hy gesê, hy kan of die geloof in jou in of uit jou uitvaai. Gelukkig het julle nou nie daai wind nie. Okay, kan ek vra dat ons dan almal staan en sal sing, Elise, daar is die 4de vers van lied 290.
Geliefdes, nou vanoggend na Kersfees gaan ek vir u net 3 verse lees. En dit kom uit Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 25 tot 38. En dit is 'n gedeelte wat handel oor Simeon en Anna en hulle getuienis oor Christus. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig eers ons hoofde in gebed. Here Jesus Christus, wat 'n voorreg was dit om vir jaar nie weer Kersfees te kon vier van u wat mens geword het en onder ons kom woon het. Immanuel, God met ons. Na Kersfees kyk ons vorentoe en is ons dankbaar dat ons verbonde aan u Immanuel elke dag mag lewe. Vanoggend is ons bevoorreg om almal getuies te wees van klein Hanro wat die heilige doop in u naam ontvang het. God se genade teken aan ons as mens. Sien ons samesyn vanmôre, Here, en mag ons weer bewus word van u kosbare woord wat 'n lewende boodskap aan ons elkeen is. Mag ons, o Heilige Gees, elke dag bewustelik lewe van u bystand, u leiding en u troos elke dag. Aan u al die eer. Amen. Ek lees dan nou saam uit Lukas 2. Simeon en Anna by die tempel. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. En deur die Heilige Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. En toe die ouers die kindjie Jesus bring en om hom vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. Wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dit is die eintlike verse wat ek wou lees, maar nou het ek daai vooraf gelees. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank oor die kindjie gepraat wat God en sy het God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord vir ons ryklik seën. Geliefdes, ek vra vir u, waar is God na Kersfees? As ek aan my straat afkyk, waar al die kersliggies so verskriklik geflikker en gebrand het, alles nou dood gisterand, ek het niks gesien nie. Selfs in my huis was ook nie baie kersliggies. So my vraag is,
Waar is God na Kersfees? Dit klink na 'n vreemde vraag vir mense wat tog gelowiges is, nê? Maar wat ek wel vir u kan sê is, God is beslis nie weg nie. God is beslis by ons. Hy is. En sy vreugde is ook nie weg nie. En behoort ook nie weg te wees nie. Want dis wat Paulus vir ons in Filippense hoofstuk 4 vers 4 sê, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Paulus sit in die tronk. Hy het geen rede om oor sy omstandighede bly te wees nie. En nogtans sê hy, wees altyd bly in die Here. Ek het dit ervaar toe ek berading gedoen het met 'n jong man wat ook in die tronk was. Hy sê vir my, weet jy, ek sê vir hom, hoe was dit? Hy sê, weet jy, dit was nie sleg nie. Ek was nie lank in die tronk nie. Maar ek het daar dinge van die Here beleef wat ek nooit verwag het ek sou beleef nie. En dit het 'n groot indruk op my gemaak. Ek glo die verhaal van Anna in die Bybel is 'n besondere inspirasie vir ons hier na Kersfees. Wat ek by Anna sien is dat sy nooit opgegee het in haar verwagting nie. Sy het hierdie innerlike verwagting gehad na die koms van die Here. Maar dit het nie met haar maklik gegaan nie. Anna het nie 'n maklike lewe gehad nie. Ons lees dat sy gebore was in 'n stam Aser wat deur aan die ander kant in die noordweste van Israel was, ver van die tempel in Jerusalem. Wat ook interessant is dat sy elke dag nog steeds in haar ouderdom na God verlang het. Ons sien dat sy 7 jaar getroud was. Besonders. Maar daarna sterf die man. En word sy 'n weduwee. Toe sy hier in die tempel optree, in Lukas 2 was sy 84. Maar sy het daai tyd nadat sy weduwee geword het, nie moed verloor nie, maar positief geleef vir die Here elke dag, want sy was nog steeds tot beskikking van die Here. Sy was nog steeds beskikbaar om afwagtend te wag op die koms van die Messias koning in die tempel in Jerusalem. En so word Anna dan die enigste profetes van Christus in die Nuwe Testament. Die spreekwoord sê, waar daar 'n wil is daar 'n weg. En die spreekwoord sê ook, waar jou hart van vol is jou mond van oor. Haar hart was vol van die verwagting van die Messias. Nou, hoe ontvou hierdie verhaal, hierdie eenvoudige verhaal wat ons nou saam gelees het? In net 3 verse word daar iets gesê oor Anna. Die verse is egter betekenisvol. Dit is vir my betekenisvol omdat daar heelwat melding gemaak word van haar afkoms. Van min ander vroue in die Bybel word daar melding gemaak van hulle afkoms, want dit is net mans wat daar gewoonlik gesê word, maar hy is gebore uit hierdie familie, hierdie stam en op hierdie plek en so en dan. Maar van haar word gesê sy was die dogter van Phanuel en sy is gebore in die stam Aser. So haar familie en die identiteit word vir ons uitgelig. Waar sy gebore is en waarvandaan sy gekom het. Maar wat vir ons veral uitgelig word, is haar begeerte na die koms van die verlosser Jesus Christus. Haar diepe hinkering, haar verwagting na sy koms. In die Bybelse tyd was die posisie van 'n weduwee baie swaar. En in die Ou Testament het Moses se wette baie spesifieke bepalinge ook gehad dat
daar omgesien moes word na die weduwees en die wese. En so ook het Jesus self gesê, julle moenie die weduwees en wese vergeet nie. Want hy het geweet dat hulle swaar kry. Selfs in ons tyd vandag is die posisie van 'n weduwee nie altyd maklik nie. Selfs in ons tyd vandag weet ons dat weduwees swaar kry, dat hulle voel hulle lewens is in die hande van hulle kinders of in die hande van familielede of selfs in die hande van die staat. Tog weet ek dat ons as 'n gemeente spesifiek ook uitreik na weduwees, sodat hulle nie moet swaar kry. Daarvoor is ek baie dankbaar. Nou die weduwee Anna het haar roeping as diensmaagd van God verstaan. Prentjie wat ek van Anna kry is dat sy daar in die tempel van die Here gesit het elke dag. Sy was op 84 sekerlik al gebo. Sy was seker al verrimpeld. Sy het miskien gebewe, ek weet nie. Sy het waarskynlik 'n vaste sitplek gehad en ek dink baie mense het soort van amper verby haar geloop en nie eers van haar notisie geneem nie. Maar elke dag was sy daar en ons lees dat sy in gebed en vas voor die Here verkeer het. Weet nie hoe dikwels het sy gevas en hoe het sy gevas nie, maar sy het gevas sodat sy haar kon afsonder voor die Here elke dag in verwagting op dit wat moes gebeur, naamlik die koms van die Messias. Nou, ons lees dat daar nog 'n man was in die tempel wat soos sy ook gewag het op die Here en sy naam was Simeon en ons sien dan ook dat hy saam met haar opgetree het in hierdie situasie. Maar dit laat my nou wonder oor hoe ek en jy in verwagting leef. Leef ons nog in verwagting? Na Kersfees moet ons in verwagting leef. Ons moet elke dag opmerksaam leef om die tekens raak te sien van God se koninkryk wat besig is om te kom en wat ook finaal moet kom met sy wederkoms. Ons moet opmerksaam leef, want daar staan ook in die Bybel dat die diensmaagde wat wie se lampies nie gebrand het met die koms van die bruidegom nie, hulle kon nie in die bruidsaal ingaan nie. Ons moet gereed wees wanneer Christus weerkom. Met ander woorde, ons mag God se liefdesbeloftes nooit vergeet nie. En ons moet elke dag met nuwe ywer ons daarvoor beywer. Dit is amper soos 'n boer wat deur 'n uitmergelende droogte gaan en miskien amper moed opgooi en dan skielik op 'n dag, dan kom daar reën, dan kom daar uitkoms. En toe breek die groot dag vir Anna en Simeon ook aan. Interessant dat Josef en Maria en die kindjie word nie aangekondig nie, niks. Hulle stap net in en hulle was arm. So hulle het maar net soos hulle sê dit die gewoonte was om die oudste seun toe te wy aan die Here, het hulle hom gebring. Hulle moes ook offer bring. Hy is waarskynlik ook besny, dit word nie hier genoem nie, maar ek glo hy is ook besny. En wat belangrik is, ja, die offer wat hulle gebring het was 2 tortelduwe as hulle arm was. Om dan deur daardie ritueel te kon gaan. Ons sien dat eerste tree Simeon op. Hy was tot beskikking van die Here en wat doen hy? Hy vat die kindjie in sy arms en ons sien dat hy die kindjie dan ook met 'n profesie begroet, né? Hy voorspel baie dinge van Christus, maar hy voorspel ook dinge wat miskien baie onverstaanbaar was vir die mense
van sy tyd, maar ook vir my en jou miskien. Hy sê dat die kindjie gaan bestem wees tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. So, dit is baie besonders wat Simeon gesê het. En dan is dit asof Simeon se optrede vir Anna aanspoor om ook op te tree. Wat doen sy? Sy getuig dadelik, sy sê dadelik, die wagtyd is verby. Ons wag nie meer nie. Ons het nou genoeg gewag. Die verlosser het gekom. Die Messias is hier. Hy is gebore, hy is daar in die arms van Maria en sy getuig vir baie mense daarvan. Omdat sy na aan God gelewe het, was sy gelei deur die Heilige Gees om dan ook hierdie profesie te kon uitspreek. En kon sy dit aan almal in die tempel bevestig. Kon sy dit ook aan die hele wêreld verkondig. Wat 'n groot oomblik. Maar is dit nie ook so dat groot oomblikke by 'n mens kan verbygaan as jy nie opmerksaam is nie? As jy nie naby aan die Here leef nie, soos Anna nie. As jy nie bewus is van dit wat om jou aangaan nie, want jy moet ook elke dag sien, waarmee is God besig in en om my elke dag? Ek moet baie bewustelik kan lewe soos Anna. Geliefdes, na Kersfees het ek en jy beslis ook 'n roeping oor die Christuskind. Ons moet aan die wêreld gaan getuig en sê, ons het Christus ontmoet. Ons ken hom persoonlik. Hy beteken dit en dat vir ons. Ons moet deur sy Heilige Gees ook na ander gaan en al die geleenthede wat ons kry, gebruik om te getuig van die Messias, Immanuel, wat as verlosser na die wêreld gekom het. Soos Anna moet ons spontane getuies wees aan 'n honger wêreld in nood en met oortuiging vertel van die verlossing van sy genade. Dit was 'n voorreg vir vanmôre om die kindjie ten doop te bring. Ek wil dan ook vir Erik en vir Anja sterkte sê met die grootmaak van hierdie kindjie. Mag die Here julle elke dag gebruik om vir hom ook in God se weë te lei. Dankie ook vir die grootouers wat hier is. En ons bid ook dat Hanro die Here mag ken en vir hom mag lewe elke dag. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou. En as dit ware antwoord ons nou op wat die Here vir ons gesê het deur ons geloofsbelijdenis hartlik saam te doen. Die apostoliese geloofsbelijdenis, kom ons staan en ons doen dit hartlik. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kry nou geleentheid om die Here met u dankoffers te dien.
belofte in 'n dankgebed. Ons dank U Here dat U ons geleentheid gee om 'n klein bydrae te maak tot U koninkryk. Seën ook hierdie offers wat gebring is tot eer van U naam. Maar ons dank U ook ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U opnuut met ons bemoeienis maak. Dank U vir die voorbeeld van U profetes Anna, wat elke dag bewustelik en afwagtend op die koms as verlosser geleef het. Dank U dat sy U wonderlike getuie in die wêreld kon wees en dat sy vir ons 'n voorbeeld is van volharding in haar geloof. Vandag bid ons graag vir uitkoms in ons wêreld in sy nood, vir al die oorlog getuisterd is, vir baie wat ernstig siek is en ook hulle wat die verlies van die dood moet verwerk, vir baie wat honger en dors is ten spyte van 'n wêreld van oorvloed om hulle, vir die wat ly onder oorstromings en brande, en vir Kleinhandro en sy ouers, mag U julle elke dag seën. Ons bid dit alles in die naam van ons ewige God, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, ons slotsang is dan staande, lied 334, verse 2 en 3. Staande, verse 1, 2 en 3 staande. En daarna bly U staan om die seën te ontvang en amen te sing. Van God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees wat elke dag by U bly. Amen.